Môre, 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 hoe gaan dit daar by julle? Is julle wakker? Is julle alweer reg vir 'n nuwe dag? Ja, julle, nuwe seëninge op ons roetepad, wat die Here vir ons ook uitdeel as sy kinders, wat saam met hom op hierdie pelgrimstog van die lewe is. En ons moet dit weer vanmôre besef, julle, ons gaan net deur hom. Ons bly nie in hierdie wêreld nie, ons leef maar net aan hom. Ons eie ware tuiste lê natuurlik eendag by die Here. So ek hoop julle is wakker en dat julle reg is om julle reis op aarde vanmôre voort te gaan sit, sodat julle ook daardeur vir die Here kan wys, dat julle opgewonde is om ook eendag by hom terug te wees. Daar waar ons moet wees, in sy ewige genade. Dis lekker om vanmôre saam met julle te kuier en so ietsie uit God se woord te deel. En vanoggend kom die skrif na ons toe uit Romeine 11 uit. Ja, en ek lees vanoggend toe nou net weer hierdie kosbare versie in vers 5 en 6. Daar staan, Paulus skryf, net so is dit ook nog vandag. Daar is 'n oorblyfsel wat uit genade deur God uit verkies is. En dan sê vers 6, en as dit uit genade is, dan kan dit nie uit verdienste wees nie. Want anders sou genade nie meer genade gewees het nie. Natuurlik praat hy nou hier oor die Jode, wat nou deel van God se nuwe heilsplan moet word, as hulle gered wil word. Maar dit het my vanoggend weer so bietjie laat dink aan hierdie kettinglewe wat ons so baie leef. Weet julle, die lewe het mos 'n manier om ons met hierdie tronkkettings te laat lewe. Die lewe verwag van ons om hard te werk, dat ons kan goed word, of dat ons kan betaal word voordat ons iets kan kry. En dat ons moet presteer, sodat ander ons kan respekteer, of ons moet iets in die lewe bereik, dat ons kan aansien kry, nê? En die lewe is maar oor die algemeen maar gebaseer op meriete, is dit nie? En die lewe leer vir ons dat jy eers iets moet doen voordat jy iets kan kry, en dit word 'n ingesteldheid. En dit maak 'n ou nie net desperaat moeg nie, maar soms laat dit 'n ou so bietjie gevangene voel, is dit nie? En omdat ons eers doen mense geword het, leef ons dikwels 'n lewe van ontkenning van ons eie emosies en behoeftes. En dan kan ons maklik in daai struik trap dat ons nooit genoeg sal voel nie. En as jy daar kom, dan is jy 'n ware gevangene. Maar weet julle, die wonderlike van God se genade is dat dit aan ons gegee word, juis om ons uit hierdie kettinglewe te kom red. Hy weeg ons nie op nie, hy meet ons nie aan doenlysies nie, hy kyk nie eers hoeveel het ek bereik voordat hy daai liefde vir my gee nie. Hy deel dit sommer gratis uit, sonder enige voorwaardes. Daarom is ons vry, julle, presies hoe ons vandag is. En God se genade is daai kettingbreker van ons tronke, van wat moet ons doen. So jy moet vandag toelaat dat die groot locksmith jou vasgevang voel oopsluit. Laat hom toe dat sy genade oor jou kan stort. En dan kan jy ontspan in hierdie wete, dat jy by hom net kan gaan wees. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Ag Hemelse Vader, kom maak my waarlik vry. Kom maak my vry in U onvoorwaardelike genade. En ek vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dankie julle. Julle moet 'n mooi en 'n geseënde dag hê. Ons praat môre weer. Totsiens.